Hallo Emmy. Hallo Rikus, gaan dit goed met jou? Gee my jou hand. Skit om die blad. Hoorie, kyk daar. Ja, Papegaai gekry. ja, My skoonpa het sy papegaai vir ons gegee. Raai wat is die papegaai se naam? Emmy. Papegaai. O, Toe gee hy vir my papegaai toe. Nou traai ek die ding maak want hy was 14 jaar laas uit daai hok uit toe by die bliksemse ding my. Ja? Heer, amper my vinger verloor. So hoeveelste, amper sê ek insek, hoeveelste dier spesie is dit wat jou byt al? Kyk, dit was 'n rob, 'n Rob het my gebyt, dit 'n was 'n meerkat. meerkat wat jou aangeval het. En dan op die te- golfbaan amper weer het hy toe ons Woensdag Weer ook 'n meerkat, een van daai klein, daai wille worshondjies. En 'n girl het my een keer in Presley's ook gebyt. Dis 'n grappie vir die Presley's girls en dan hierdie papegaai my gebyt. Ja, dis maar my storie, jong. Hoorie Emmy, hoe gaan dit met jou as mens? Hoorie, dankie dat jy vra, Rikus. Goed hoor. En as Baie 'n goed. as 'n celebrity? Nee, nie goed nie. Nee, ek het ag, ek het nou weer geval in die bottie in. Dis mos maar wat die celebrities doen. Ons syp. Ja, ons het rook. 'n golfdag gehad Woensdag. Natuurlik ek verantwoordelik huis toe gekom saam met my vrou en kinders. En jy het agtergebly. Na jy ons gesê het totsiens, hoorie, ek gaan nou Nee, maar ek gaan nou wou gegaan het, toe kry 2 girls my daar. Pietro Pizzo en Riandi Gray. En ek meen, Wow. albei mooi vrouens, maar ou kan nie vir Riandi nee sê as sy sê ek moet 'n dop saam met haar drink nie. Ja, is waar. Ja, flippe mooi vrou daai. Ja, en toe het ek nou maar 'n paar doppe gedrink saam met hulle en obviously my lak getraai en nie reg gekom en toe is ek my huis toe. Ja. Na my vrou toe. Ja. Hammy, wie's vir jou royalty? Jessie. Dit hoef nie noodwendig in die musiekbedryf te wees nie. Maar in watse opsig? Ek meen, praat ons nou van Jy kry wat kom ons sê net maar wie wat so mooi ene? King Charles, jy weet daai manne. Dis mos. Ek wie wat like ek nou want ek check die angle waartoe jy gaan. Is iemand wat ek meen ons praat hier eintlik van rock royalty. Is dit mooi gestel? R&R. R&R. Rock royalty. En ons gas vandag Henry, ons sit nie sy naam op YouTube nie, so die mense weet nie wie dit is. Ja, hulle weet seker. So hierdie intro beteken Ja, eintlik niks. So ons kan hom eintlik sweet en short hou. Hy's rock royalty, maar hy's volksbesit want hy kom al van early 2000s af, het hy in sy bende in 'n musiekbedryf ingegaan wat eintlik nie daai tyd regtig 'n Afrikaanse kant was nie. Ek dink daar was meer maar Engelse rock and rollers gewees. En toe kom hierdie manne op die scene en ek meen ons sit nou 23, 24 jaar later en die man is soos rooiwyn. Hy lyk baie mooier as wat hy daai tyd was en nie dat hy nie mooi was nie. Ek meen hy was klaar daai tyd al het die katte mal gegaan oor hom. Hier sy die katte. Hy maak die katte al mal sedert 2003 af. So ek wil lekker lag. Ek meen look at it. Kyk hier. Nee, ek het nie geweet of ek daar mag praat of Nou nie, mag so ek jy. het julle gelos. Nee, Jy kan. ek weet nie of ek katte mal gemaak het of die katte geskiet het nie. Ja. Dis one of the two. Is jy tevrede met jou intro wat ons vir jou gegee Dit het? was fantasties. Ons het hom sweet en short gehou want ons wil uitkom by jou. Ons het baie om oor te praat. Ek meen ons het 23 jaar se Wel, nee. hier, né? Baie lekker om hier te wees speel. Hoorie, dankie en jy het ingevlieg vroeg vanoggend. Jy het jou vlug gechange vir ons. Ons sê vir jou baie dankie vir dit. Ek sal vir julle baie moeite doen. Hoorie, jy's 'n oggendtipe van mens. Jy lyk nie moeg of iets. Jy lyk nogal vars. Ja, ek staan nogal vroeg op. Ek dink my gewone tyd is so 4 uur. Ek probeer 5 uur soos een of ander exercise doen gewoonlik. Okay. Wat dan kap jy nou 'n bietjie push-ups en squats en sulke goed. of wat? Nee, ek draf of ek boks of een van daai twee. Ja. Ek is nie baie goed met weights en Maar jy's lekker fit. Ek het gecheck die laaste paar jaar jy het gegooi. Jy Ja. oefen en jy's aan die go, hè? nee, ek het geen oefening gedoen vandat ek 19 was tot so 34 nie, soos niks. O ja. Niks behalwe op stage gaan wat seker ook Ek weet oefeninge. jy het maar hierdie dit oefening gedoen. gedoen. Ja. Maar ek bedoel, ja, dan jy op stage gaan en dan sit jy al die kalorieë mos net weer vinnig terug na die tyd. Wel baie gesê, ek moet sê op stage, Ja, stage ek meen is jy die staan oefening. nie net daar en sing nie. Jy move nogal. Ek meen Ja. jy sweet as daar geshow. Daai is ook 'n oefening, hè? Ja, nee, dit is oefening, maar ek bedoel om te perform om 'n show te gooi is mos maar 'n bietjie van 'n workout. Hoef nie vir my nie. Jy weet ek is nou maar
Jy Ek staan maar net jy stil. work out met regte talent daarso. Net my vingers kry Ek moet bietjie so 'n aap te oefening. kere gaan om aandag te kry. Ek weet, het jy al op stage so geoefen dat jy 'n tipe van 'n miltsteek of 'n kots, het jy al gekots op stage? Jesus, ek het baie gekots toe ek 'n laaitie was, ja. Regtig? Toe ek jonk was, ja, maar toe het ek ook baie gedrink, obviously. So die kombinasie van ek dink die hangover met die Ja. serious oefening Ja. werk nie so goed saam nie, weet. Ek het ons het actually vir Metallica geopen in 2000 en wanneer was dit? 2005. Ja. En dit was soos 11:30 die oggend, massive hangover en dis nog die ou Kaapstad stadion gewees daai O tyd. ja. Nieuweland, op Nieuweland of waar? Nee, die ou Kaapstad stadion. O, Ja. die DHL een, hè? Yes, wat net voordat hy oorgedoen is. Ja. En ek het soos gekots op stage en dit was soos massive op my massive screens my kots vasgevang. Maar wat se reaksie kry jy dan? Is dit staan die ouens en ek meen dis is rock and roll of Nee, is dit weird? ek kan dit nie so goed onthou soos die stories wat ek daaroor gehoor het nie. So Ja. daai tyd, ek bedoel ek het gereeld gekots op stage, so ek dink dit was kind of a thing. Ja. Dit was een van my signature moves geweest. Freddie, maar was dit nogal rof daai tyd? Ek meen gekuierery het ek meen waarvan praat hy? Ek meen ons het nou al gekuier en 'n ou drink net maar brandewyn en coke en dan was al wat ek geblackout het, maar ek meen rock and roll kuier is so 'n bietjie anders. Het daar half gegaan vir 4 dae wat 'n ou nie opgehou kuier het nie. Ja, nee, ons het geparty ernstig. Ek bedoel ek het deelgeneem aan die party so hard as wat ek moontlik kon. Ek dink dit was vir ons daai tyd, weet ons Fokhof begin het, wou ons half afstand doen van ons geskiedenis en jy weet ons wou ons vryheid uitleef en om te partyk in die party was so erg deel van dit gewees. Ja. Soos om musiek te speel. So Ag my vriend, jy weet almal was eintlik maar ons was ook. Jy weet daai tyd ek sal nooit vergeet toe ek julle die eerste keer gesien, toe het ek nog vir Dousie en sy band gespeel 2003 kind of al. Jy het ook nou eintlik nogal gerock and roll. Maar dis wat ek sê, ons het dit maar almal eintlik gedoen, jy weet, dit is Nee, dit for sure. dit was deel Ja. van die ding tot op 'n punt wat 'n ou besluit Het jy gekots op stage, Rikus? jy het mos nie jou broek geskuit of ek kan dit nie die een keer net nie onthou nie. ek dink ek het geval, sulke goed, maar ek dink ek het gekom. Maar ek kan imagine so met Dousie was om Ja, het was rof. serieus geparty, ja. Ag, maar dis lekker, dit is goeie tye, weet 'n ou kan nie terugkyk en sê as ek so spyt oor dit. Nee, dis deel van jou storie. Jy het eintlik 'n baie cool storie if you think about it wat jy heavy geparty het en tot waar jy nou is. Ek meen jy lyk ek sê dit nou, maar jy lyk flippend goed. Hoe oud jy nou? 45. 45. Ek meen jy lyk vrek goed. Still En dit alive. wys jou as 'n ou nie die bottie vat, want jy lyk genuine vir my en ek weet nie of dit is 'n kompliment. Jy lyk vir my beter en amper jonger as wat jy in daai early 2000s gelyk het. Dankie. Ja. Ek voel definitief beter, maar ek het definitief meer plooie as wat ek gehad het by 20s. Jy moet vir Botox gaan, hoor. Jy praat met Lisa, sy het vir jou kontak. Ja. Was Sy jy- doen nie Botox nie, maar ek sê net. Ja. Was jy by Fred se troue of nie? Ek was, Okay, so ja. het hy sê vir my voor die tyd, ja, maar die manne wat by gaste is by daai troue, ek meen dit gaan 'n rowwe trou wees. Dis nou obviously weet mense jy vat nie meer bottie nie, maar daar's nou Perro is daar en wie was nog al? Met John Middelvinger. Ja, man, was- en hy toe sy omtrent die enigste dronk ou op die trou wat niemand het regtig gedruk op daai O, ek stadium. dink hy onthou miskien net nie so goed nie, maar ek was met my kids daar, so Ja, ons jy het soos was. ons Ja. nogal vroeg die pad gevat. Ek dink toe die speeches begin soos ons Toe jy ek onthou jy het nogal vroeg, maar later die aand toe maar dit. dit het lank gevat om by die speeches uit te kom. Ja. Dit also Maar toe hy op 'n tyd sê hy so om hom kyk, toe besef hy shit, hy het nou aangeval by die trou want jy weet Dis nou is wat hy het so gaan doen gelyk en daar, toe ja. hy omtrent die enigste ou wat drink op die trou. Ja. that's the way it should be, I mean. That's it. Ja. Yes. Is dit waar die dinge gebeur? Middag manne. Was hier Erasmus. Wat is jou naam, Choma? Hallo Wesley. Yes. Passie Erasmus interview 1, take 1. Makazolo ma pim 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 pim. Hoor jy lekker maar rol? Ons rol reeds, Passie. Sorry. So Passie, vertel ons 'n bietjie van jouself. My naam is Passie Erasmus. Ek is gebore en getoe in die noorde van die Vaalrivier. My voorvaders kom uit die Oos-Kaap, maar ons Erasmus het nou al lekker lank wortel geskiet hier in die noorde.
Ja, ek hoor daar is tog 'n ander Erasmus gesin daar uit 'n Haag dispatche wêreld. Ek hoor hulle is ook 'n groot rugby familie. Hoe kan mens anders, né? Rugby is in ons bloed. So vertel my van jou passie vir rugby. Waar het dit begin? My oupa Passie, hy het slot gespeel, so groot soos 'n beer. Frik de Pre se handjie was letterlik soos 'n klein kleuterhandjie in my oupa se palm. Ongelooflike sterk man ook. En jou pa? Yes, ook slot 1971 administrateurs trofee. My pa het die Wen3 daai dag gedruk in beseringstyd met 'n besering. En jy? Yes. Daar's ek. Basies langs die rugbyveld groot geword. Maar ek was bestem vir groot dinge. 1999 beeldtrofee. En toe? Ja, daar was 'n ongeluk. Maar die ongeluk was die vorige aand. By die sokkie. Een dance move te veel. Ag, die knie. Ek het nooit weer tok aangetrek nie. Ja, so die lewe loop snaakse draaie met 'n man. Maar kyk waar's ek vandag. Meneer, verseker, Noordval beker, die ambassadeur van ambassadeurs. Noordval! En daar's niemand wat die game so in sy beendere voel soos ek. Ek skryf vir elke liewe span. Ek skryf vir elke laitie wat 'n paar tokse aantrek. Ek skryf selfs hier ref. Want aan die einde van die dag is dit Rappie wat wen. Die verseker Noordpaal beker. Wees wakker. Wees wakker. Woe! Sien julle net so baie uit na die jagseisoen? Ek en Rieke se hande is al klam gesweet. Ons kan nie wag om haar eerste skoot te trek nie. Maar moet jy altyd met iemand anders se geweer skiet? Wel, ons het vir jou 'n oplossing. Lock and Load maak, in Engels noem hulle dit custom made gewere met proeflope en GPO teleskope en gaan kyk het wat hulle het. Dit is nou die elite van die elite gewere en hulle maak hom vir jou na smaak. So gaan maak 'n draai by Lock and Load. Ek en hom het self elkeen 'n geweer van hulle natuurlik. Die ding is net jy gaan nog steeds bokkoors kry, maar jy gaan raak skiet. Nou maar toe. Daar het julle dit. Hulle is in Erasmus Kloof en is die vriendelikste manne wat jy ooit sal ontmoet. Ngiri soek jou kar, jou VX, jou Land Cruiser, jou Raptor, jou extra cab. Maar ons stel ook belang aan die kleiner karre, die fancy karre, die studentekarre en die mamma karre. Kontak van Ngiri Auto nou as jy jou kar wil verkoop. Moet so wees. Ek was nog nie weer so dronk gewees. Nog nie weer so dronk na dit. Soos wat ek daar was nie. Ja. Maar vriend, ek kan ons begin die episode nou so half met 'n kompliment, maar ek's baie trots op jou. Jy weet mens sê dit eintlik aan die einde van die program, maar ek wil vir jou sê hoe meer ek jou leer ken, ons het nou mekaar lekker al gesien by Afrikaans is groot en goed. Hoe meer like ek wat ek sien jy het beheer oor jou lewe. Dit is vir my die mooiste ding, jy weet. Mense som jou partykeer mense verkeerd op. Maar soos Lisa ook, sy love jou en sy sê ook vir my, sy het lanklaas 'n ou gekry wat so mooi is. Wat so So mooi is aantreklik is. en soveel aandag aan 'n mens gee. Jy laat 'n ou regtig special voel man. As ek met jou gesels, jy kyk 'n ou in die oë en jy praat mooi en dit is 'n mooi eienskap. Ek wou maar net vir jou gesê daarvan. Ja, ek dink, jy weet, ons het al begin met hierdie bandspelery in half 'n punk scene wat so half daar was nie 'n verskil tussen die ouens op stage en die ouens op die grond nie. En ek dink dit het nogal vir ons geleer om te engage met mense, jy weet. Maar wie wat vir my mooi ook, vroeër jare, help my regs of verkeerd, was dit alternatief en kommersieel was half geskei. So was 'n stage byvoorbeeld by die Bos, alternatiewe stage en die ouens wat die meer kommersiële songs uitbring het, was nou daar op 'n ander stage. Maar dit het mooi by mekaar gekom, Yes, dit het heeltemal verander. Ja, toe ons begin het met Fok of Police Car, was dit of jy luister Fok of Police Car of jy luister Nicholas Lou en Kadarren. Ja. En
daar was geen pad Ja. tussen die twee nie. Jy was dit of dit, maar dit het nou heeltemal verander. Ek dink met al die Afrikaanse venues soos die Stoetbulle en die Padstalle en goed. Jy weet Jack Parow word gespeel langs Dirk van der Westhuizen, langs Fok of Polisiekar, langs Rikus Nel, jy Ja, weet. dit is awesome man. En ek dink dis baie cool. Want ons bedryf is so klein, dis een bedryf nou. Daar's nie 'n split nie. En ek dink wat cool is daarvan is jy weet mense wat Afrikaans is ondersteun dan die musiek amper sonder dat hulle omgee wat se styl dit ingemaak word. 100%. Omdat hulle wil graag Afrikaanse Ja. musiek hoor. En obviously cool ouer mense ook, maar okay, baie mense het nou kom ons sê met Fok of groot geword toe hulle studente was. Hulle is ook nou al 40 something. Maar ek wat ek al gesien is nog ouer mense. Love julle. Jy weet in hulle 50s luister ook na julle wat mens nooit sou gedink het nie. Verstaan jy wat ek sê? Dit is so funny want daar so baie mense al vir ons kom sê, sien maar ons bly by 'n gastehuis nou met die hele band en so dan sal mense sê maar hulle het hulle kinders se series verbrand in 2005. Ja. En nou, jy weet, nou is hulle fine met ons en dit wys net wat tyd ook kan doen. Dit doen Jy weet iets wat heeltemal kontroversieel is, verander oor 20 jaar en word nogal kontemporêr, jy weet, dit is nogal mal hoe dit werk, jy weet daar kom goeters wat miskien erger is daarna soos die antwoord of whatever. Ja. So ja, dis nogal interessant. Jy vir ons, ek is baie bly ons kan dit so lank doen. Ons soos jy gesê het, mense kom nou na ons shows toe met hulle kinders wat klaar 18 is. Ja. Jy weet wat mal is, ja. Dit is. Het julle gedink daai tyd wanneer het julle begin? Wanneer die band ontstaan? 2003. 2003, hè? Het julle ooit gedink daai tyd, julle gaan, ek meen dis nou 23 jaar later, dat julle nog steeds, ek meen ek was nou vir die eerste keer by Liefde by die Dam waar julle geshow het. Het julle ooit gedink in your wildest dream, dis hoe lank dit gaan? Laat julle gaan show en jy wat nou obviously jou eie ding gedoen het en toe 'n ander band gejoin het, maar het jy self gedink ek gaan 'n lewe uit musiek uitmaak? Ek meen oor die 20 jaar. Nee, ek dink jy ons het eers gedink ons gaan lewendig wees, hè. Verstaan jy? Ons gaan lewendig aan die ander kant uitkom na 3 jaar. En ek's bly almal het, jy weet, dit is awesome. Maar ek dink ons was baie ernstig oor die ding toe ons begin het. Was dit 'n serieus ding? Dit was nie net 'n garage band pelle wat besluit het kom ons maak so 'n bietjie music en kyk waartoe gaan dit. Nee, ons almal was in bands, jy weet, van dit ons laities as jy van dit ek het my eerste show gespeel toe ek 15 was in die Bellville Stadsaal, Wynand wat byspeel vir Fok of Polisiekar wat my manager is ook in my solo kapasiteit. Hy was die bassplayer in daai band ook. Ons het een show gespeel en toe ek uitgeskop want ek het dit heeltemal opgevul. Het jy? En ek wou toe nooit weer sing in 'n band nie, weet. Dit was seer gemaak, diep seer gemaak. Die stres was te veel. Ja. Maar jy weet ek wou altyd in 'n band speel. So ons het konstant in bands gespeel en toe ons opkom met die naam Fok of Polisiekar, toe het ons die eerste keer gedink, okay, cool, nou kan ons songs skryf in Afrikaans. En toe ons daai eerste songs begin skryf en net besef ons vriende rondom ons connect daarmee. Jy weet ons het 'n klein bandroom gehad en ons het op tape, cassette tape gerekord soos met een mic in die kamer, jy weet. Dit vir ons vriende begin speel en hulle dadelik connect met dit. En ons was soos, okay, dan is daar nogal iets spesiaal hierso. En van daar af het ons maar gemission maar ons is ernstig. Jy weet ons het gedink, jy weet, ons wil soveel series verkoop, dan is dit moeite werd om aan te gaan. Jy weet, ons gaan hierdie ding self uitsit. Ons is ons self bemark sien maar 8 maande voordat ons ooit 'n show gespeel het, voordat ons 'n album gehad het en ons het 2 saam uitgesit. Eerste paar shows was daar 'n album beskikbaar en toe dinge nogal vinnig vlam gevat. Ons het daai song Hemel op die Platland gehad wat daai tyd hy was die eerste Afrikaanse song wat geplaylist is op 5 en ons het nie eers geweet wat dit beteken nie, maar dit het nogal baie dinge vir ons verander en ons het toe connect vir die eerste keer met die Afrikaanse scene. Maar ons is op 'n record label Rhythm Records, daai tyd Albert Du Plessis is die ou se naam. Ja, ek weet wie dit. En jy weet hy het Valiant uitgesit en Chris Chameleon en so aan en hy het ons 'n bietjie meer connect met die Afrikaanse scene en toe ons op die koppie begin speel en jy weet Kaka en Kaas en so aan en toe ding maar net begin move van daar. En ek meen proper writings, wie die meeste van die skryfwerk gedoen daai tyd. Julle almal maar gesê okay cool, vandag is writing session. Hier gaan ons kyk of ons iets kan neersit en
Ja, ons het kyk nogal hoe dit werk. ek dink die eerste song wat ons ooit geskryf het was Fok of Polisiekar, die song. Ja. En dit was soos jy weet ons almal het saam gesit in Wynand se venture. Dit was al gerook en ons was net soos Laat die creative juices hardloop, papi. Wil jy gou vir ons 'n stukkie sing daarvan? Fok of maak dit. Maar Wynand sou soos vir ons gevra het, jy weet jy weet hoe dit gevoel toe jy op skool was en ons het net daar so begin uitbrei en toe ek het 'n paar van die songs geskryf en Andre het die meeste van hulle geskryf op hy eerste EP en hy het nou eintlik uitgedraai as die grootste liriekskrywer in Fok of Polisie. Ja. En Johnny wat gitaar speel, skryf die meeste van die musiek. So ja, nee, dit is meestal hulle twee wat dit nou doen, maar aan die begin was dit ook 'n bietjie anders geweest. Hoor, Is dit jou selfoon wat so? Dalk myne. Lisa, ek dis weet Lisa jy- se nou, hoor. Nee. Ja. Wat dit kan dalk. Sorry, Lisa sit met sit- al langs jou. Lisa op die bank. Lisa sit nooit met die shows. As ons record sit sy hier nie, maar toe sy nou Ja. hoor jy Yes, kom. ek is full heavy Ek before. weet, ek weet daar's sit sy sekere ouens wat ek weet. Wag maar, wat kan ek aan doen? Nee. Nee, hulle het mekaar al ge-WhatsApp en goed, maar Maar dis ek los dit nou maar. So daar's Hulle hulle net- liedjies uit. Ja, dis al. Hoorie, daar's net twee ouens wat sy Ek joke. Dis ek en jy, François, wat sy. Ja. So toevallig Vir die ons twee, haar twee favorites Is nou hier so. Ja. Ja. Maar sy Ja, was wel. al baie kwaad vir jou dan ook. Hulle het hom nog nie beklei nie, maar jy. Ja, maar gee tyd. Ja, hulle is nog in die verliefstadium. Ek beklei nie. Ja, hy's nie 'n fighter nie. Hoorie, daai tyd toe julle nou begin het, ek meen julle ouers, was hulle fit dit gewees met die band ding? Dit is hoorie, dit is 'n swak vraag, nee. Dit is 'n goeie vraag. Maar hoe ek meen enige ou se ouers wil hê as jy nou klaar skool gegaan het, gaan swat, kry vir jou 'n regte werk. Het hulle Of daai in hulle tyd voetspore volg. of in hulle het ek meen het die ou se ouers daai tyd vir hulle gesê julle is 'n klomp losers, julle gaan nêrens kom met hierdie musiek ding nie. Yes, ek dink dit was die laaste ding wat my ouers wou gehad het dat ek in 'n rockband gaan speel met die naam Fok of Polisiekar. Dink ek is die ergste ding wat moontlik kon gebeur het. My pa se dominee. Ja. Hy was al afgetree maar hy is nou weer op 'n manier 'n dominee. Hy werk nou half met die ouer mense daar in 'n gemeente. Maar Na jou musiek toe klim hy weer terug. ja, in en out. Maar ja, dit was nogal 'n rowwe ding om jy weet ek wou nie eers vir my ouers sê wat die band se naam is nie. Ja. So my ma het deur Peer Greef van die Heuwel speers my neefie. So Ja. so sy ma het geweet wat is die band se naam en toe het sy vir my ma laat weet ek is in 'n band met naam Fok of Polisiekar. Ja. En my ma, sy stry met my nou, maar ek weet sy het soos gehuil vir twee dae net om die naam van die band te hoor. So ja, dit was 'n rowwe ene en ek dink dit was my ouers baie moeilik geweest en hulle jy weet hulle kon dit nie regtig ondersteun nie want dit het soos ek dink Bietjie teen die grein van hulle beliefs en Ja. daai tipe van goed, ja. So hulle het my op 'n manier ondersteun en hulle is altyd lief vir my geweest, maar jy weet hulle kon nie regtig Ja. ten volle agter dit inklim Ja. nie, jy weet dit is Ja, net ja. onmoontlik. So jy weet dit het ook verander oor die jare. Maar ja, dis wat ek nou vir jou wil sê. Ja. Vandag is dit anders en ek dink soos jou ouers is dit met baie ondersteuners ook gewees. Hulle was teen dit, maar vandag laaf hulle dit. Ja, wat vir my ouers die verskil gemaak was eintlik 12 jaar in my loopbaan. Ja. Toe ek 'n solo album maak en toe vind ek jou uitkom saam met Karen. Yes. Toe het hulle vriende daarna begin luister. Ja. En toe is dit ewe skielik fyn, jy weet, Nee. dis Ja. fyn. Toe kon hulle oor jou praat by braais en Exactly, eetes en exactly, sulke goed wat hulle nie voor jou kon Nee, hulle doen kon nie. Dit was dit was baie hard geweest. Dit my stage naam van Coke kom ook eintlik uit daai scenario. Yes. Want ons die eerste Fok of Polisiekar resensie was in die Burger, in die koerant, wat nou soos die beeld is hier Ja, by ja. julle whatever. Ja. En dit was 'n goeie review, jy weet 'n baie goedgesinde review. Maar daar was 'n foto van ons daar en ons name daar gestaan, Frans Badenhorst, Hunter Kennedy, Wynand Meyburg. En toe het my pa klomp oproepe gekry na die pastorie toe soos wat is Ja. fout met die dominee se seun. Ja. En toe het my ma vir my gesê asseblief moet net nie weer jou van in die Van, media gebruik nie. Ja. En toe het ek in 'n onderhoud ergens gesê ek's nou Fransje van Coke. So 'n paar maande van ons begin het. Dit was by KAK&K, so dit was April Ja. 2004.
Toe het ek gesê ek is na Fransje van Coke en Maar toe dit net steek ek- opgekom in die ja, ek onderhoud. wil jou nou vra die naam. O, die naam. Ja, dis 'n stupid storie, maar ek sal dit ook vertel. Ja, voor Fok of Police was ek in 'n hunter in 'n band met die naam New World Inside, so 'n punk band. En ons het die Battle of the Bands gewen. En die prys was 'n recording. Jy weet dat jy nou 'n song kan gaan rekord ergens, maar toe is dit by soos 'n college. Ja. Soos die studente wat jou rekord. So jy kan in elk geval niks doen met die Ja. die ding nie. So al die studente rekord jou en hulle almal gee vir jou hulle verskillende mix, maar jy kan nie enigiets doen met enige van daai Ja, mix. ja. Maar een van die studente was van Vredendal en ons drummer op daai stadium was van Vredendal. En daar's 'n Coca-Cola fabriek op Vredendal. O, Toe praat hulle oor hierdie ou wat werk vir Coke by die fabriek. Ja. Jaco van Coke. ja. Jaco van Coke. Jy weet. ja. En ons is so, dit is so funny, Jaco van Coke, Coke, ja. classic. En toe raak dit so al 'n running joke en toe ek soek vir 'n naam, dis ek soos, okay, ek's Frans. Ja, maar dit het Dis gestiek. nice. What a name. Ja, so ja, nee, dit gestik. Frans Dis nou ek's nou amper langer Fransjo van Coke as wat ek Fransjo Badenhorst was. Ja. Hoorie maar jy het mos Rakas ook gejol, né? Ja, nee, ek was Skram af. skram af, yes. Ja. Ek het gepiek in stand 5 ongelukkig. Weet jy nie. Is Jy dit? kry 'n week gespeel in start. Stand 5, ja. Het jy wragtig? Wat het jy hoërskool het jy nie gejol nie? Nee, ek het gespeel. Ek het Okay. gespeel, maar nie ek het nooit weer provinsiale klere. Professionaal Hoorie so gespeel. Klere wat jy verwerf WP kry. PP, yes, ja. Liewe Nee, my bliksem. So my claim to fame is John de Villiers se broer. Ja. Wat saam my gespeel. O, is 'n Want John het nou die dag John het nou die dag oor jou gepraat. Dis is Rikus doen 'n show saam met Robbie se broer. Ja, exactly. Dit is baie dieselfde. Dis weer sy claim te Dit het fame. my gebreek. Ja, dit het. Word jy nie gemaak nie, jy gebreek. Gebreek, ja. Maar hy het nou die dag gepraat oor jou John, ek onthou. Ja, toe Ja, so hy was dit is die John, storie. hy was toe nog jonger, jy weet, hy was toe seker Ja. 11 jaar oud of iets toe ons 13 was. Ja, hy's Ek moet ook dit ook mention. Ek het een keer in my lewe teen John de Villiers rugby gespeel. O ja. Hy het een keer vir Maties onder 21 gespeel, een game. Ja. En dit was teen Brackenfell onder 21 en ons het iets soos 90-0 verloor en ek onthou net hoe hy 3 druk. O. Ja. Hierdie ou met die blonde hare. Ja, is maar goed hè. Nee, dit was So insane. jy het klub rugby ook gejol. onder Jy het nie 21 klub gespeel en toe, jy weet, dit was een van daai clubs wat jy soos ek het gaan oefen by 'n serieus klub een keer en toe se fiksheid te rof. Ja. Toe gaan ek Brackenfell toe en daar was dit soos Kaas en Wynspan is die A-span. Ja. So hulle bel so op donderdag 'n slot om te kom vleuel speel vir die span, jy weet, so tipe en toe sê ek soos nee, wag, nee, ek gaan die local trek die local mechanic Ek gaan wat my hy eerder- kom sak. ja, ek gaan my eerder waiter. Hoor die boks op ding was dit vir jou lekker. Yes, dude. Ek dink dalk baie naby aan die beste dag van my lewe, behalwe vir my kinders se geboorte en my en dacht ek my vrou ontmoet het, maar nee, dit was incredible. Het Driekus jou 'n bietjie gehelp mos of nie? Of is ek verkeerd? Nee. Waar het hy- Sy Driekus se bokscoach in die Kaap, Matt Leashing, het my getrain. Dis waar. Dis ja, skus, ja. Jy het vir Derek gebliksem nogal. Dude, dit was om dit te doen was ongelooflik. Ja. Dit was mos in COVID gewees. Yes. So daar was nie baie shows wat gebeur nie. Ja. So toe ek hoor ek kan betaal word om te boks, ek kan 3 maande van my lewe fokus om te boks. Dit was die beste ding vir my. Ja. Ek het gedink ek's 'n bokser. Ek het soos ek het geleer boks, maar ek het ook gedink ek's 'n bokser. Ek het soos boksdokkies gekyk. Ek het Rocky ek het flicks. alles unfollow op Instagram, net boks goed gefollow. So elke skrul was like 'n nuwe punch, jy weet. Hoorie maar wat jou tegniek, jy het nogal mooi tegniek gehad. Jy Nee, ek het gecheck, dit was properly boks, Ek hoor. het 'n amazing coach gehad en hy het, jy weet, vir my verduidelik, jy weet, hy het al rugby spelers gecoach wat boks en ek dink hy het geweet hoe Derek in die ding gaan ingaan en ek dink sy plan was baie goed, jy weet. So ek het straight shots heeltyd. Ja. 1-2. Ek dink ek het een hoek geslaan na hele daar was 'n plan. Jy het 'n plan gehad. Hoorie Ja. maar was jy erg op jou senuwees met daardie? Here, ek meen, net om 'n fight te sien ontstel my. Was jy nogal nervous voor jy uitgegaan het? Dit is 'n mal gevoel om in 'n kruit te gaan. Jy weet jy moet iemand gaan bliksem, maar dan gaan jou bliksem. Dit is crazy. Nee, dit is insane. Maar die adrenalien wat ek gevoel het na die tyd was ongelooflik. Nog nie so iets beleef met 'n show of enigiets. Nee, na die show adrenalien so gepomp. Jy weet, ek was 'n bietjie by 'n after party en toe ek soos sê ek vir my vrou was al saam met 'n vriendin, so ek nee, ek gaan lê, ek gaan chill, julle doen julle ding en ek het toe gaan lê in die hotelkamer daar by die Maslow daar by Sunbed en ek het so my
Anders op my bors sit my bors so soos ure na die tyd. Ek kon nie in slaap raak nie en die reaksie soos op social media en boodskappe en stuff. Ek het nog nooit so reaksie vir enigiets gehad wat ek gedoen het. Nee, dit was massive. Ja, nee, was insane. Het jy gefight bietjie toe jy jonger was? Was daar 'n paar bar fights waarby jy betrokke was? Baie verloor, baie fights verloor. Is jy Ja. al uitgebliksem? Ek is sommer al by drop zone by die trappe afgebliksem 'n paar keer in die ou dae. Nee, Ek was in- onredelik, want jy's nie 'n moeilikheidmaker nie, ek meen. Jeez, ek dink ek was dalk. Klok gemaak of binne iemand anders 'n girl gechat. Jy weet mos hoe dit gaan. Jy weet jy bedoel goed aan die begin van die aand en dan kan dinge net draai. Dan draai jy. Nee, daai is nie waar. Ek het definitief kak gemaak en ek het definitief op my moer ek gekry. is een van die ouens wat die meeste fights gestop het al. Is dit? Want dit was Ek het jou nodig gehad in my dit jeug. was my job. Daai tyd met Dousie, daai paar jaar was ook wild. Maar jy was self ook wat jy 'n Nee, paar dan appels hulle moes- slaat my nou maar ook raak, maar Ja. ek is die peacemaker, kind of, maar dit werk nie so lekker. Wys gou vir Frans hoe jou tand. Het Ja, jy gesien? hy's maar uit, maar hy lê in die bakkie, ek gaan hom nou insit. Hy's gebliksem. Ag, hy lieg. man. Wat gebeur daar? Nee, Sommer net 'n abses. abses gehad. Is dit jou doodgewone My tand kom abses? nog. Dit is erger as om gemoord te word. Ja, ek sal eerder laat hy hom uitslaan asof wat ek weer met daai pyn Moenie hy maar ek moet jou tune ja, so ek het darmal geweet hoe dit is om 'n punch te vat. Okay. En daai was belangrik om in die fight in te gaan. Dit ja, ek dink dit was. Ek dink al daai laat aande, alles het jy weet opgebou na daai Ja, aand. ja. Want ek's nog nooit geslaan nie. Ek weet nie hoe voel dit. Ja, dit voel baie lekker. Dis nie lekker nie. Wel, kom Ou, ek kan my ek vir jou vandag doodbliks. iets vertel. Kyk gou vir my. Ja. Jou dis baie naby hoor. Ek sê jou nou. Ek het gesien daar by golfdag. Maar deur wie dan? Deur Nee, ek sien jou nooit slaan nie, maar ek watch nog. Wel jy was al amper. Nee, ek sal misgeslaan. Ek fucking dak en daai. Nee, ek het jou byvoorbeeld in Hartebos net betyds uit daai plek gekry toe jy met al die mans en vrouens begin dans het. Ag, maar hulle staan die arme mans, die arme vrouens kan dit staan nie help daar. nie, hy moet help. Ek hou hulle, ek doen die man se guns om met hulle vrouens te dans. Gaan en ek windsurf 'n bietjie en dan As jy 'n goeie langarm. Ek daai tyd, ek meen daai tyd van die aand, is ek goed en alles. Ja, dis meer 'n rondgevallery hoor. Ek kry vrou so jammer. Ja, ek lyk so gekweste rooibok. Daar op die baan. Hoor jy, jy's gebore in Brakpan, hè? Brakpan bro. Ja. Ek's baie trots daarop. Ek het nie baie lank al gebly nie. Het jy so 'n bietjie skool gegaan? Hoe oud was jy Nee, voor ek jy was Kaap toe 3, gegaan was het? 3. Wow, okay. Ja, maar jy het jou streke in 3 jaar het jy aangeleer Ja. vinnig. Ja, ek is baie keer bly ek het vroeg ontsnap. Dinge kon anders uitgedraai het, jy weet. Maar ja, ek kan nie veel onthou van Brakpan nie. Ja, maar hoe het julle nou daar in Bellville opgegaan? My pa was dominee in Brakpan en toe Maar toe kry hy pos? Yes, ja. Okay. So my ouers kom albei van die Kaap af of hulle het in Stellenbosch ontmoet. As kids. So ek seker dat wou altyd terugkom Kaap Ja. toe. Brakpan. Hoor jy so gepraat van Brakpan? Ons net gou vinnige advertensiebreek. Is dit 'n Wat goeie ons het? inleiding vir die Dit was my advertensie? inleiding. Kan jy Here we nou go. glo hoe toevallig? So ons borg is 'n CFIO Mobility Toyota en hierdie week se tak is die manne daar in Brakpan. Is Carnival. O ja. Ja, hoe toevallig. So jy Welkom. sou miskien vir hulle gewerk het as jy aangehou bly het in You never know. Brakpan. Ek Ja. het gesien julle windgat bakkies hier buite met die branding op. Gesien. Ja, CFIO se manne. Manne baie dankie hoor. En daai is ons advertensiebreek. Lekker, quick and easy. Maak is die takbestuurder daar. Dankie maak. Terwyl ons met dit nou besig is, het ons 'n video vir die week. Ja, ons het 'n video Ons van het die 'n week. video van Terwyl die ons nou daar op is, het ons 'n CFIO Mobility Toyota Kom ons kry video dit van die agter week. want ek's bang ons vergeet. Ja. Okay, en video go. As ek vir jou vra wat is lekkerder as Spur se pink sous, dan behoort jou antwoord te wees fokol, maar daar is een ding beter en dis in hierdie bordjie. Kom ek gee vir jou 'n leidraad. Dit proe soos demokrasie. Dit proe soos 'n reply van jou crush. Dit voel soos jou eerste pis in die oggend. Mense, daar's niks beter as 'n peppermint crisp tertjie nie. Ek gee nie om wat jy sê nie. Dis nie oop vir debat nie. Ek het nie 'n fucking vraag. Ek sê vir jou, daar is niks beter as 'n peppermint crisp. Dit was nou fucking embarrassing. Oh. My hele skerm is nou vol tert.
Ja, hy is klassiek. Ek het hom een keer op 'n lughawe gesien en toe het hy baie wat noem mense dit intern gelyk. So toe wou ek gaan groet, maar hy was nie so Open for discussion. open for discussion soos wat ek gedink het hy sou wees nie. Maar mens kry nogal sulkes, En nee. ek het al met hom gepraat as Tolly Okay. en dit was anders. Ja, dan sy extravagant. Hy weet hy's soos 'n pou dan. Ja, maar Wat baie gaan? mense is nogal veral in die komediekant is nogal teruggetrek. Het jy al Ja, agtergekom? jy's reg. Nogal skamerig. Soos ek meen ek is Ja, jy's glad nie approachable. ook op die lughawe en goed, ek praat met niemand nie. Nee. Ek's my eie. Donker bril. Ek's my eie. Ek's my eie. Ek's my mens. As ek daar is. Hoorie, hoe is jy eintlik as jy is jy bietjie introvert, ekstrovert? Yes man, ek dink ek was 'n ekstrovert toe ek jonger was, maar aangehelp deur Drank en dwelms. stuff, ja. So ek dink ek's nou 'n bietjie meer van 'n introvert. Ek is soos die happiest as ek saam met my family kan wees en net ons 4. So jy weet, obviously ons lewens is om voor crowds te wees, maar ek vind myself kleiner crowds mee uithang as ek die keuse het. Die keuse het, ja. Ja, so ek sal braai met een couple, een family, jy weet, dit sal nooit 'n massive crowd wees nie. Ek hou maar net daarvan om dit rustig te vat. Ek ook. Ek is ook daar. Ek is die happieste by my huis. En as ek miskien soos 'n paar pelle het of whatever, maar jy is nogal reg, jy weet ek ou se crowd met wie jy kuier en goed raak maar kleiner. Ek soek my mense, hoor, ek soek mense vir energie. Ek like 'n groot groep mense. Ja. Ja, hoop so. Ja, 'n groot groep mense in Stoetbil of in waar Dis lekker vir my as mense show speel, dan soek jy hulle almal, maar Ja. Nee, maar Hoor jy het hardloop so 'n bietjie 'n drak vir jou geraak. Ek meen 'n ou, as 'n ou nogal rof geleef het, ou soek mos maar altyd daai tipe van 'n kick. Ek het nou die dag 'n ou gehoor, een van daai ou rock and roll ouens. Wat is sy naam? Ek kan nie sy naam onthou nie, maar anyway, hy sê want hulle het nogal rof gelewe en toe hy begin golf speel. En hy sê golf het daai ding van is dit Alice Cooper? Want Alice ek weet Cooper. hy speel heavy golf. Alice Cooper, dis hy. En hy sê daai het letterlik sy drug addiction en drank dit het sy kick geraak. Is om golf te speel. Het hardloop vir jou so 'n bietjie daai ding geraak nou? Ja, ek dink soos oefening het nogal gehelp. Jy weet toe ek opgedrink het, jy weet ek het myself nogal ingegooi in die hardloopry. En op die oomblik dink ek dit is so. Jy weet as ek iemand sien hardloop op daar wat ek nie kan nie, dan kry ek FOMO. Nee. Jy weet so ja, dit is seker maar so 'n tipe ding. En ja, dit was iets waaraan jy kan aandag gee wat heeltemal anders is as musiek maak of show speel. So tyd wat ek alleen kan wees, jy weet, wat ek ek luister audiobooks of musiek of wat ek nie tyd het om te doen as ek nie draf nie, jy weet. Terwyl jy draf dan kap jy dan luister jy. Ja, so ek kry tyd vir sulke stuff. En ja, ek hou van daai alleen tyd nogal. Ja. Aan die buurt. Ja. Waar bly jy nou in was jy in Durbanville? Bellville. Bellville. Ja. So ek het groot geword in Bellville, my bes gedoen om weg te kom uit Bellville uit. Op 19 Kaapstad toe getrek, wat as jy in Bellville groot word, is Kaapstad soos hierdie mystical plek waar al die cool goed gebeur, jy weet. Ja. So toe ek in Wynand het 'n sound company gehad, of ek het eintlik vir hom gewerk, dit was sy company. So ons het live sound gedoen. Hoe het jy geïngineer? Ja, ek was seker een van die slegste live sound engineers in die wêreld. Uitgepaas agter die desk ook 'n paar keer, ja. Maar ons het stad toe getrek toe ons die sounding begin doen het. Ons het al gewerk in 'n venue met die naam Purple Turtle in Langstraat soos vir omtrent 2 jaar. Was die gay bar? Nee. Maar jy het met 180 bands gewerk oor 2 jaar, nogal baie geleer van die music industry daar, jy weet. Ook daai tyd in bands gespeel, maar toe ons met Fokhof begin toe los ons dit, maar Bellville groot geword, Kaapstad toe getrek, toe ek trou toe trek ek my vrou. Was jy in Stellenberg geweest? Bellville. O, Bellville. Ek is op Bellville soos wat dit kan kom. Ja, nee. Bellpark, Bellville. Waar Stellenberg is in Durbanville? Stellenberg ek dink Stellenberg is actually nog Bellville, maar dis naby. Julle doen goed nou daai manne, hè? Dis amazing, hè? Met die rugby. Jo. So toe ek nou die dag by waar het ek gesing by landbou. Boland Landbou. Toe hulle die volgende dag teen hulle gespeel. En Stellenberg is incredible, man. Ek dink almal in die noordelike voorstede van die Kaap is soos ondersteun hulle nou, want vrek trots op die manne.
Baie cool. Hoor jy vriend, maar jy's ook lief vir UFC. Jy kyk hom. Yes, ek love En rugby. ek dink boks is seker my eerste liefde, maar ek love die You love UFC it, ook, ja. ja. Ek het nou aand Tyson Fury se fight gekyk. Ek weet nie of jy hom gesien ek het. het nog gekyk. Nie die grootste fight ooit nie, maar ek hou daarvan dat hy daarom wen. Wen, ja. Ek is 'n groot Usyk fan, so dit was Ek ook. ek het Usyk se rise heeltemal gevolg, ja. Ek ook. Ek moet vir jou sê, ek het al die jare boks gekyk. Ek doen nog steeds, maar yes, daar was lanklaas vir my 'n lekker champ, maar Usyk. Yes, nee, ek love incredible, hom. ja. Was jy al by 'n UFC event? Nee. Ons moet 'n plan maak dat ons gaan. Ek's reg. Let's go. Rikus was al, Ja, Rikus ja. Nee, ek weet hy was by die bokke, gespeel vir die bokke. Ja. 3 keer die so wat fight nou- gekyk. Die gesig wat my dalk herken, wie weet, ek's Frans Malherbe. Okay, nou weet julle. Goed. So ja. Nie ek met het jou die nuwe lyfie nie, hoor. Jy ken daai storie. Nee, Ek nee. en Sian Eben en wie nog loop in Perth. Ons gaan gou 'n drink drink. En daar waai mense oor die oorkant wat Suid-Afrikaners wat daar bly. Hulle sê hallo Eben, hallo Frans, maar Frans is nie daar nie. Jy moet sê baie dit ek so. Okay. Hallo. Jy moes gaan sakke daar. Ja. Hoorie, maar hy het nou 35 kilos verloor, hoor. Nee, So is man. nie meer. Nee, man, is nie. Ja. Dan. Ons moet die Well done. dit lyk ek sien vanoggend dit lyk dalk of 11 July. Ja. Andrikus fight. Is dit? In America? Imanov. O, so daai ek het gesien hulle daar kom al posts uit, maar fake goed. So ek is nie seker of Ja, nie. ek dink daai een wat ek gesien Is hy legit? reg, ja. Okay. Het jy in Amerika geshow? Nee. Nog nie. Yes, wie goed sou julle doen daar? As Fokko, want ek meen julle was nou al oral oor Europa. Het julle moet daai kant toe gaan. Julle was nou die dag saam met Arno Mos in Australië, Yes, ja, maar ek bedoel Amerika is so massive. Ek weet daar's baie Suid-Afrikaners daar, maar ek dink hulle is nogal scattered oor die Hulle land. is nogal ja. So ek dink dit is moeilik om hulle bymekaar te kry, maar soos ek bedoel in Perth en Brisbane en Auckland daar, jy weet kan mense genoeg mense bymekaar kry om 'n goeie show te gooi. Nee, daai was lekker tripie. Arno het gesê ek moet jou op die program vra het jy lekker geëet in Adelaide? Ja. By daai restaurant. Yes, dit was incredible. Ja. Wat Is hulle lekker gee vir- wat is die plek se naam nou? steaks. Ek was ook al. Ek kan nie sy naam onthou nie, ja, waar ons ook was. Dit is Sean Morgan van Yes. Cedar se neef vir die chef is daar. Ja. Amazing dude. En al die bands wêreldwyd gaan deur daai restaurant. Ek het gesien daar's foto's van hom saam met Metallica. Ja, nee, dis Iggy Pop. O, hier daai manne ook wat Ja, al ja, geëet het. nee, insane. Wat Ons praat was- ons van steak, seekos, bunny chows? Nee, jy gaan nie koop nie. Dit is soos African, maar met 'n soos 'n Asian fusion dink ek. What? Ja, dit is insane. Maar is lekker saam Arno, nê? Ja, Arno is awesome. Ons gaan nou die 25 Adelaide, September, 26 Perth en die 27ste speel die bokke daar. O, jy gaan Bok in bokjol, né? Ons gaan daai bokjol Jeez, doen. ek wil bokjol volgende jaar, nee. Ek probeer Arno se Met die World Cup? ja, se Ja, maar arm draai. Jy sal gaan. Volgens my is jy reeds in, hoor. Is dit nice? Hoor jy Arno? Rieke sê wie gaan saam, hoor? Hy ja. Nee, ons gaan Holy shot. nee, jy moet gaan. Daar's die manier. Nee, ons dis moet funny, is funny dat jy dit sê want toe ek dink toe die Bokbefok sang uitgekom het toe Ja. toe het Arno vir my gesê ja nee, jy kom sommer nou. Ja. Kom saam met julle trip. Dis ek sê wow, nee, wag. Ja. Ja, ek stem omdat jy vir die World Cup daar, want ons gaan Ja. vir die World Cup is ons daar, hoor. Ja. So hy is die hele World Cup obviously daar met. Amazing. Nee, ek moet daar uitkom, dit sal lekker Nee. wees. Dit sal lekker wees. Ja. Hoorie Frannie, wat is wat ek meen dis nou obviously long term. Yes, ek weet nie of jy nog dink long term nie, maar wat gaan jy nog musiek maak as lang as jy tot jy 60 jaar oud is? Wat is die langtermynplan? Dit Is daar 60 so is meer so ver dit. Dit is 15 jaar weg. Ja, dis nie meer so ver nie. So ek dink so, ek wil graag, jy weet ek dink ek kan nie myself help om musiek te maak nie. Nee. Jy weet ek dink dit raak anders oor die jare. Jy weet jou motivering dink ek is anders. Jy weet ek dink jy weet as 'n laaitie wil jy weet alle norme uit die pad uit kry of ek wou, jy weet. En nou, jy weet hoe ek ouer raak, is my motivering meer, jy weet ek wil dit doen vir my family. Dit is hoe jy weet ek sê vir mense that's how I feed the family, jy weet. Ja, natuurlik. Maar ek love musiek maak, ek love speel. Ek dink die ergste deel, jy sal dit verstaan, is seker maar travel en weg wees by die Ja, huis, dis jy die weet. ergste. Maar gelukkig kry mens daai uur of 2 wat jy op stage kan wees en doen exactly Nee, wat dit van is jou, so. jy weet. Dit is die waarheid. Doen jy nog
van Coke en Vriende? Is daar sulke goed wat Yes, kom? ek doen weer ene hierdie jaar. Okay. Ja, so dit sal nou die ek dink is nou die laas jaar die 8ste en 9de ene wees, ja. Jo, Nice. Wie is Sanarina? Yes, ja. Kaartjies, die kaartjies al Sunbed. is 'n Sunbed. Sunbed, Is die ja. kaartjies al oop? Nee, As hy oopmaak, hou. einde Mei. Ek weet nou nie wanneer hierdie ouetjie gaan drop jy nie, gaan nou jy's nou uit, soos ons praat. Soos ons praat. Dis hy nou. Volgende, ja, volgende. Dis die datum is nou. Sorry, hier is The live. time man. is now. Time is Jy nou. het nie geweet hierdie is live. Hoorie, wat sê jy as jy sê nie meer het nie gesing nie. Wat dink jy sê jy gedoen het? Onderwys. Yes, dude, ek dink ek sou 'n afgetrede rugby speler Ja. gewees het. Of sien jou pa se jou voetspore gevolg het, Dominee? Nee, ek dink nie so nie. Jy Nee. sê daai rigting gegaan het. Hè? Nee, ek het op 'n tyd 'n bietjie worship gelei in die kerk en so. Ja, Ja. maar nee. Miskien kan jy nog lekker daar by jou pa se kerk. So nou dan, as jy nou 'n bietjie ouer is. Nee, ek dink nie Nie dit daai. gaan gebeur ja. Kyk, as jy mos ook ek sê hulle sê mos as jy gospel CD uitbring om jy weet. Dan is dit verby. Dit verby. Dat Is dit so die- moet nie nou Dis in die laaste inning. Daai is jou laaste. Daar gaan ek gaan begin werk aan my gospel album dan. Ja, dan is dit verby. So buite is vas. Ja, yes, ek het gister 'n nuwe sang uitgesit en jy weet jy kry mos maar gemengde reaksies altyd. Ja. Ek weet nie of ek dit kan sê op julle show nie, maar Ek sê wie wil nie. daar was actually 'n girl wat gesê het al wat Fransjo nou nodig het is om te word in die gesig. Ja. So ek sê wow. Het 'n girl dit? Ja. Ai. Op Facebook. Ek was so damn, dit is ek weet nie eers wat hoe om te reageer Ja. op daai ene nie. Ja, dis nogal 'n rowwe een, ek moet sê. Nee, dit is Hoor jy het 'n vieslike bek aan jou, hoor. Nee man. Haar naam Ja. is Mandy. Mandy, Ja. Mandy pas op dat jy nie enetjie gaan kry. Ou man die hoor. vuilback man die. Of nou ons noem maar sommer aasblik. Ja, aasblik. Gaspoel uit jou bot. Nee, ons gee vir haar net te veel aandag. Ja, jy's reg. Hoorie Frannie, ons wil vir jou sê, Dankie. Ja, dankie. En ons is dude, ons is so trots op jou met wat jy Ek is trots op julle guys. Just man. Op wat? Kyk hoe Sorry amazing. man op wat. Want ons ouers is nie trots op ons. Hierdie ding, ek is trots op julle show self. Hoe's daai, né? Wow. So dit is joune. Ja, 100,000. 100,000. En dis Baie net vir geluk, Rikus hoor. nou. Ja, ongelukkig is my Ons moet eintlik ja. Kan ek my naam daar plus hê? Ek sal dit met 'n koukie inskryf. Nee, swak praat. Nee, ja. dude, ja, is baie lekker om hier te wees. Ek hou baie van julle show. Dis awesome. Ek is 'n fan van julle albei. Dis Dankie Frans. Dankie, Egman, dankie vir jou tyd en sterkte met jou shows hier naweek. Was dit 40 minute? Ja. Hoorie 45, believe it or not. Tog is nou net begin. Jy het ons nou net begin. Ja. Alrede hoekom dit so kort is, Henry se kameras word warm. O ja, ja. Ja, ons moet nog upgrade. #low budget. Here we go. Ja. Maar dankie Perlie. Dankie Frans, dankie dat Dankie jy vir julle, man. ingevlieg het, hoor. Ons is lief vir jou. Lief vir julle. Gee hom 'n soen. Hy sê ja, gee hom 'n soen. Dan gaan ons hom laat ons net. Ja. So, ja, en net so. Rikus en soen my net ook na jy hom. Sorry. Daai was ons ek het gedink Rikus het gegou vir die mond